It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Walking with Jesus every step of the way. He's got a blessing just waiting for you. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Such a good feeling just to know that you're saved. Don't let your troubles stand in your way. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Walking with Jesus every step of the way. He's got a blessing just waiting for you. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Such a good feeling just to know that you're saved. Don't let your troubles stand in your way. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Draai bietjie na die ou aan die linkerkant van jou toe en sê vir hom aan die linkerkant, don't let your troubles stand in your way. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Nou aan die regterkant, oh, don't let your troubles stand in your way. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. A beautiful morning, 'n mooi dag, 'n nuwe dag, 'n nuwe seisoen. En daar is hoop en oorwinning. Jy's so welkom hier. En daar by die huis, so welkom. Maar kom met 'n verwagting. Here, dis 'n nuwe tyd, 'n nuwe seisoen. Here, ek soek nuutheid. Ek verwag nuutheid. Nee. Nou gaan ons iets doen. Ek gaan jou hand op jou skouer sit. Maak soos ek maak. Dis nou skool. Nou gaan jy so maak. Here, ek werp my sware, my seer en my siek en my bekommernis op U. Here, en daarom dank ons U dat ons kan losmaak en vry wees, want dis wat U sê ons moet doen. Here, want U sorg vir ons. Dis U wat ons inneem in 'n nuwe seisoen in met vreugde en met oorwinning en met 'n verwagting, en daarom eer ons U. Here, ons wil U lof bring. Ons wil aanbid in vryheid. Ons wil na U woord luister. Here, plant dit in ons hart en maak ons gedagtes nuut. En Here, laat U naam in en deur ons verheerlik word in hierdie plek en in elke dag in Jesus naam. Amen. Victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming love. Victory, victory in Jesus, my Savior forever. He bought me and bought me with His redeeming
Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood. Lady David, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Oh no, nothing but the blood of Jesus. Victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Amen. Kan ons 'n amen daarop kry? Amen. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Hallelujah. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Is hier iemand in hierdie gehoor vanmôre wat siekte in jou liggaam het? Steek net op jou hand. Jy gaan nie vorentoe kom nie. Daar's baie mense wat siekte het. Dis die mense wat behoeftes het vanmôre. Steek jou hande op. Dis daar mense wat worry vanmôre. Ja, steek op jou hand, man. Dis nie 'n skande nie. As jy worry, dan worry jy. Nee, dis wat gebeur in 2025. Nee, maar ons weet daar's krag in die bloed van Jesus. So kom ons sing vanmôre, en as jy vanmôre hier sou staan en hierdie dinge is verkeerd in jou lewe, roep vanmôre die bloed van Jesus oor jou lewe en oor jou liggaam. Oh, there is power. Sing dit saam. Oh, kom julle, lekker hard. Kom ons loof sy naam. Hallelujah, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood. Oh, there is power,
whole again. Nothing but the blood of Jesus. Let's make a joyful noise unto the Lord. Hallelujah. 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 Here ons kom vanmôre en ons sê, U is die koning van ons harte en die koning van ons lewens. U is vanmôre die God by wie die onmoontlike moontlik is. U is vanmôre die God wat kan skeiding maak oor dinge in my lewe. U is vanmôre die God wat my kan oprig en 'n hoër plekke neem. U is vanmôre die God, Here, by wie elkeen van ons saak maak. En ons wil U loof en prys daarvoor. Maar die sing vir ons above all powers, above all kings, sing saam met ons, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what's your worth. Crucified, laid behind the soul, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall of me above all. Crucified, laid behind the soul, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and you thought of me above all. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship
Here. That is who you are. U is vanmôre my verlosser. That is who you are. U is vanmôre die God. That is who you are. By wie ons kan kom veilig. That is who you are. That is who you are. U is die rots van die eeuwe. That is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Thank you, Lord Jesus. Even when I don't feel it, you're working. Thank you, You Lord. never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Kom ons gee die Here lofoffer. Here, dit is wie U is. Halleluja, dit is wie U is, Here. Ons loof U naam. Halleluja. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Ja, Vader, U is die wonderwerker in ons lewens. U is die lig in die duisternis. Here, U is die een wat vir ons 'n pad maak in die woestyn, waar ons geen pad sien nie. Daar lei U ons en daar sal 'n pad wees. Here, U maak strome in droë land. U skep vir ons lewe waar dinge dood lyk, Here. U skep vir ons geleenthede waar dinge lyk of niks daar kan plaasvind of niks daar kan gebeur nie. Want U is die wonderwerkende God. U is die God wat al hierdie dinge doen. En dankie, Here, dat ons hierdie God kan ken. En dankie dat ons saam met hierdie God 'n pad kan stap. Ons eer U. Here, dat U die een is wat die weg vir ons voorberei. En ons stap agter U aan, Here.
Ons wil U ken in al ons weë, want U sê, dan sal U ons paaie gelyk maak, Here. En so wil ons U ken in ons finansies. Ons wil U ken in ons verhoudings. Ons wil U ken in ons werk. Ons wil U ken in die manier hoe ons rentmeesterskap toepas, Here. Ons wil U ken met ons hele hart. Dankie, Here, dat U ons hand vat en dat U saam met ons stap. Ons eer U voor in Jesus naam. Amen. Kom ons hou net die sakkies. Halleluja. In jou hart aangaan. Oor ons vanmôre. Halleluja. Here, ons verwag U vanmôre. Halleluja. Vanoggend kon aanbid. Here, dankie dat ons U in ons eie harte groot maak, want groter as wat U is, kan niemand U maak nie. En dankie dat U groei in ons harte en in ons binnekante, en ons eer U vir dit in Jesus naam. En Vader, so bid ons ook nou vir die woord wat sal uitgaan. Ons bid dat U ons harte sal voorberei, dat hierdie saad vanoggend op goeie grond sal val, dat hierdie saad veel vrug sal opdra, om lewens te verander, om die wêreld te verander, om die koninkryk uit te bou. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Julle kan gaan sit en rustig raak.
Ons begin vandag 'n nuwe reeks. En hierdie reeks se naam is Nuwe Seisoen. Nuwe Seisoen. Daar was 'n pragtige appelboord. En binne in hierdie appelboord was daar 'n jong appelboom geplant. En hierdie jong appelboom het dit geniet daar in hierdie appelboord. Die son het op hom geskyn, die voeltjies het in sy takke rondgevlieg en gesing. En hierdie appelboom het dit verskriklik geniet, hierdie jong appelboompie. En hierdie appelboompie kyk na die ouer bome rondom hom en hy sê vir hulle, ek hou van lente. Dis die gunsteling tyd in my lewe, want die blare is groen en ek het blommetjies. En die ou appelboom kyk vir hom so en sê vir hom, jong, elke seisoen in die lewe het 'n doel. Jy sal dit nog leer, jy sal dit nog sien, en die lente tyd kom, dis die tyd van nuwe begin. In die lente het hierdie appelboompie geblom, en die bytjies het om hom gezoem, en hy het na homself gekyk en hy het trots gevoel en hy het gesê, kyk hoe mooi is ek. En die ou boom sê vir hom, moenie bekommerd wees nie. Dis 'n seisoen van jou lewe, daar gaan weer ander seisoene aanbreek. En toe hierdie lente begin verbygaan, toe begin hierdie blommetjies afval. En hierdie appelboom is ongelukkig. Hy sê, ek wil nie hê my blommetjies moet afval nie, ek wil vashou aan dit. Dit bedek my. Dit gee vir my kleur. En die ou boom sê vir hom, die blomme moet gaan, want die blomme moet plek maak vir vrugte. En toe kom die somertyd, en die somer was warm, en die dae was langer, en hierdie boom se takke het swaar geword, met al die appels, wat besig was om te groei. En hierdie appelboom sê, ek kry swaar, my takke brand, my spiere brand, dis te veel vir my, ek is uitgeput. Toe antwoord die ou boom hom en sê vir hom, dis 'n tyd waarin jy moet sterk word. Dis 'n tyd waarin jy moet groei. Dis 'n tyd waarin jy moet vrug dra, sodat ander van jou vrug kan eet. En toe na die somer, toe kom die herfs, tyd om te laat gaan. Toe die wind begin waai, toe begin hierdie appelboom se blaartjies afval. En hierdie jong appelboom het weer gekla, en hy het gesê, kyk hoe lelik lyk ek nou. Alles het van my afgeval. Die ou boom sê vir hom, dis goed so. Dit moet afval. Dit moet plek maak vir rus in jou lewe. Jy kan nie altyd dra nie. Die wintertyd het gekom, die tyd van rus. In die koue winter het hierdie appelboompie gestaan. Geen blare nie, geen blomme nie, geen vrugte nie, net doodse stilte. Maar diep onder die grond was daar iets besig om te gebeur. Terwyl hierdie boompie se wortels rus, was dit ook besig om te groei, om dieper in die grond in te gaan. Toe die lente aanbreek, het hy nuut geblom, nuwe vrugte gedra, beter as ooit tevore. En toe sê hierdie jong boompie vir hierdie ouer boom, hy sê, ek verstaan nou, dat elke seisoen sy doel het. Hy sê, ek het geleer dat die lente bring nuwe begin. Ek het geleer dat die somer bring groei. En ek het geleer dat die herfs my toelaat om te laat gaan. En ek het geleer in die winter om te rus. En toe sê die ou boom vir hom, dis presies hoe God met die mens werk. Daar seisoene in die mens se lewe, en elke seisoen in die mens se lewe het 'n doel. So, dis hoe God met my en jou ook werk. Daar's 'n doel in elke seisoen van ons lewe. Daar's 'n tyd in ons lewe wanneer daar lente is, wanneer daar blomme in ons lewe is, wanneer ons begin blare kry. En daar's 'n tyd in ons lewe wanneer dit somer is, wanneer ons groei, wanneer ons vrug sterk is en dis waar ons sterk word. En dan kom daar 'n herfs waar ons blare moet afgooi, waar ons dinge moet afgooi wat oud was, wat God wil hê ons moet laat gaan, sodat daar nuwe goed kan kom in ons lewe. En dan kom maar winterseisoen in ons lewe ook, sodat ons kan rus, sodat ons kan herstel. Okay. So ons is besig met die reeks nuwe seisoen,
En ons hoofteksvers vir hierdie reeks is Openbaring 21 vers 5, wat lees, wat sê, kyk, ek maak alles nuut. En hierdie week se boodskap is, wanneer die ou seisoen eindig. So kom ons kyk wat sê Prediker. Prediker sê daar's 'n tyd vir alles. 'n Seisoen om te begin en 'n seisoen om te eindig. Ek lees Prediker 3 vanaf vers 1 tot 8. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar's 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red. 'n tyd om af te breek, 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur en 'n tyd om van blydskap te dans. 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels en 'n tyd om van omhelsing af weg te bly, 'n tyd om aan te skaf en 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar en 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeer en 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. So daar's 'n seisoen vir alles in hierdie lewe. So in elke seisoen in my en jou lewe het 'n doel. Ongeag hoe pynlik hierdie seisoen mag wees, ongeag hoe koud hierdie seisoen waarin jy is ook mag wees, ongeag van die stilte van die seisoen waarin jy is, het hierdie seisoen 'n spesifieke doel in jou lewe. En God wil nie hê ek en jy moet vashou in goed wat hy wil hê ons moet laat gaan nie. Want wanneer ons soos hierdie hersblaar dit laat gaan, dan maak ons plek vir nuwe blare. So daar's goed wat God uit jou lewe wil laat gaan. Moenie daaraan vashou nie. God wil iets nuuts in jou lewe doen. Nou ons is nou op die einde van die jaar. Ons is nou in November maand. En die tyd het uitgeloop. En wat doen mense gewoonlik aan die einde van die jaar wat 'n besigheid het? Hulle begin inventarisopnames maak. Wat doen ek en jy as mens wanneer ons ook so in die einde van die jaar kom? Ons begin terugkyk in hierdie jaar in. En ons kyk wat het ons in hierdie jaar bereik wat verby is. Ons kyk terug in die jaar en ons kyk wat het ons in hierdie jaar verloor. En dan kyk ons terug in hierdie jaar, wat het ek nog nie bereik nie? Wat het ek nog nie verwerk in my lewe nie? En so is daar baie goed wat ons doen wanneer ons inventarisopname doen. Wanneer ons inventarisopname doen van ons lewens. Nou Salomo wys vir ons dat daar baie kontraste is. Hy sê daar's 'n tyd van vreugde en trane, 'n tyd van bou, 'n tyd van afbreek, 'n tyd van los en laat gaan. Maar God se teenwoordigheid is altyd by ons in al hierdie tye. Prediker 3 vers 1 sê daar's 'n tyd vir alles. Daar's 'n vaste tyd vir alles, 'n tyd vir elke saak onder die hemel. Soos ek vir jou sê, al lyk dit of jy in 'n seisoen van pyn is, of jy in 'n seisoen is waar jy net moet wag, of jy in 'n seisoen is van verlies, of jy in 'n seisoen is van stilheid. Dit is nie sinneloos nie. Daar's 'n doel vir elke seisoen. Nou wat doen die winter? Die winter laat lyk 'n boom asof hy dood is. As 'n boom daar staan en hy skaal, hy het nie blare aan nie, sy blare het afgeval, sy blomme het afgeval, dan lyk hy mos dood. Maar die boom is nie dood nie. Terwyl dit bo die grond dood lyk, is die boom onder besig om te rus. Hierdie boom is besig om te herstel vir die nuwe groeiseisoen. So mag dit baie keer voel of dit winter in jou lewe is. Maar in hierdie wintertyd is God besig om jou te laat rus. Hy's besig om jou voor te berei want daar's iets nuuts op pad. Daar's 'n nuwe seisoen in jou lewe op pad. Dis hoekom daar ook winter in jou lewe is. Romeine 8 vers 28 sê te midde van al hierdie dinge is die Here met ons en alles werk in goeie mee vir hulle wat die Here liefhet. So die winter lyk of dit 'n verskriklike seisoen in ons lewe is. Dit lyk of dit 'n verskriklike seisoen in die natuur is, want alles lyk dood.
Maar kom ons kyk wat is die fases wat 'n boom deurgaan in die winter. So die boom gaan in 'n rusfase in wanneer dit winterseisoen is. Nou die koue maande vertraag hierdie boom se lewensprosesse, né? Nou die sap wat normaalweg na die blare toe vloei, hierdie sap trek terug na die stam toe en na die wortels toe. Hierdie stap gaan dan nie verder weer blare toe nie. Want hoekom doen die boom dit? Dit doen dit, hierdie sap word onttrek van die blare af na die boom en na die wortels toe. Dit word gedoen om die boom te beskerm teen die koue. Net so 'n mens, soos 'n mens rus om krag te herwin, so gebeur dit met 'n boom. En die wortels bly lewe. Die wortels hou aan groei, al lyk dit of alles bo die grond dood is. Hierdie wortels is besig om voorbereiding te tref vir die nuwe seisoen, wanneer die nuwe seisoen aanbreek, dat dit genoeg krag het om te groei en vrug te dra. En dan die blare val af met 'n doel. Want blare trek water uit die boom uit en blare trek energie uit die boom uit. So hierdie boom moet water en energie spaar in die winter, sodat dit nie vrek van die koue of dat dit nie verdroog nie. En so gebeur dit ook in ons lewe, dat daar goed is in ons lewe wat partykeer moet afval, sodat dit vir my en jou nodig is om voort te kan leef. Vir my en jou om voort te kan gaan in ons lewens. Kom daar winterseisoene en daar val goeders af. Daar gaan goed uit ons uit, dit moet afval. As dit nie afval nie, dan gaan ons swaar kry. Dan gaan ons swaar trek deur hierdie nuwe seisoen wat vir ons voorlê. En dan die lente bring nuwe lewe. Sodra die son warmer word en die dae langer word, kom die lewe weer terug in die boom. Daar kom weer hernuwing. En net so in ons geestelike lewe. Soms gaan ek en jy deur winterseisoene, omdat God my en jou wil laat rus, omdat hy my en jou wil laat herstel vir hierdie nuwe groeiseisoen wat voorlê. Miskien is jy dalk nou kaal en koud en 'n stilte in jou lewe. Ek wil vir jou sê, verwag dat daar 'n nuwe seisoen voorlê. As hierdie tekens daar is daar 'n nuwe lewe. Nuwe lewe wat vir jou wag. Nou, moenie aan dit vashou wat God wil afsluit nie. So ons is so geneig om aan dinge vas te hou. Want ons hou nie van verandering nie. Ons wil dit behou waaraan ons gewoond is. Dit wat ons ken. So baie keer hou ons vas aan dinge omdat ons vrees. Ons hou vas aan ou wonde. Ons hou vas aan die ou seer. Ons hou vas aan seisoene van sukses. Ons hou vas aan verhoudings wat God lankal wou genees het, of wat God lankal wou laat eenkant toe sit, laat afsluit het. Ons hou vas aan hierdie goeders. Nou, sê nou jy's 'n boom en jy wil jou herfsblare hou. As jy jou herfsblare hou, gaan daar nie plek wees vir die nuwe blare in die nuwe seisoen nie. So jy moet hierdie ou blare laat gaan. Jy moet hierdie ou dinge laat gaan. Prediker 3 vers 6 sê, daar's 'n tyd om te hou en 'n tyd om los te laat. So dalk is daar iets in jou lewe wat jy nou moet loslaat. Wat jy nou moet laat gaan. Want die Here wil vir jou iets nuuts doen in daai area van jou lewe. Ons moet laat gaan. Daar was 'n meisietjie, sy het 'n klippie in haar baadjie se sak rondgedra. Want sy het daai klippie ingesit die dag toe haar beste vriendin haar in die rug steek. Toe haar beste vriendin haar seermaak. Toe sit sy daai klippie in haar sak. Want elke keer as sy aan daai klippie vat, dan onthou dit haar dat sy mense nie moet vertrou nie. En hierdie klippies het begin meer word. Klippies van verhoudings wat misluk het. Klippies van waar sy by 'n werk afgewys was. Klippies waar 'n droom nie verwesenlik geword het nie. Het daar klippies in die sak gesit. En so elke keer as hy die klippies van dan herinner dit aan dit wat met haar gebeur het. En later het hierdie sakke vol klippe geword. En hierdie klippe het haar begin skouers laat hang. Dit het haar laat swaar loop. Dit het haar moeg gemaak. Dit het haar uitgeput. En op 'n dag stap sy langs die rivier af en daar sit 'n oom langs die rivier. En die oom kyk haar so, hy sê vir haar, meisiekind,
Jy kry swaar. Wat maak jou so moeg? En sy gaan sit langs die ou oom en sy sê vir hom, oom, kom ek vertel jou my stories. Dit wat my so moeg maak is hierdie klippe in my sak. En elke klippie hierso is deel van my storie. Elke klippie is 'n storie van teleurstelling, is 'n storie van pyn, is 'n storie van hartseer. Die oom sê vir haar, sit hier so by die rivier, kyk na die water. Kyk hoe vloei hierdie water weg. Hy sê, net so kan die Here al hierdie seer en pyn van jou laat wegvloei. Dink jy nie dis tyd dat jy hierdie seer, hierdie klippies van jou vir die Here gee, dat hy dit kan wegvat soos hierdie rivier hierdie water wegvat nie. En sy het gaan sit en sy het die klippies een vir een uitgehaal en dit genoem en in die water gegooi. Met elke plons het haar hart net ligter geword. Toe haar sakke leeg is, toe voel sy so verlig. En toe sê die ou oom vir haar, meisiekind, dis nou tyd om vorentoe te kyk na die nuwe seisoen in jou lewe. Moenie meer terugkyk nie, dis nou tyd om te lewe. Dis nou tyd om te groei. So, hoeveel klippies dra jy nie rond in jou sak nie? Hoeveel klippe dra ek en jy nie rond nie? En dis tyd, voor hierdie nuwe seisoen aanbreek, dat ons ontslae moet raak van hierdie ou klippies, van hierdie ou dinge, wat ons so vashou. Soms hou ons vas aan dinge wat die Here wil afsluit. Né? Ou wonde, ou seisoene, ou mense, nie ou verhoudings waaraan jy vasklou, wat die Here wil hê, laat dit gaan. Laat dit gaan. So, maar God kan nie nuwe seisoen gee. Ons kan nie 'n nuwe seisoen ontvang terwyl ons met hande vol pyn sit nie. Jy kan niks ontvang as jou hande toe is met seer in jou hande nie. Jy moet laat gaan, sodat die Here vir jou nuwe goed in jou hande kan gee. Sodat die Here nuwe lewe in jou hande kan plaas. So jy moet hierdie ou goed laat gaan, wat jou groei belemmer. En dan sê Jesaja 43 vers 18 tot 19, hy sê, maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. So vergeet van die verlede, moenie stil staan by die verlede nie. Moenie laat die verlede jou terughou nie, want ek wil iets nuuts doen, sê die Here. En daar was 'n vroutjie gewees. Sy het 'n kruik gehad. Dit was haar gunsteling kruik. En sy het elke dag by die put van die dorp gaan water haal en dan sy daar die put, daai water huis toe gedra vir die gebruik by die huis. Elke dag sy daai kruik gebruik. Maar soos die jare geloop het hierdie pragtige kruik van haar begin krakies kry. En die water het bietjies vir bietjies deur die krakies uitgeloop. En die krakies het al hoe groter geword soos die tyd aangegaan het. En die water het meer uitgelek. Tot op 'n stadium dat daai kruik oopgebars het en daai stukke van daai kruik van haar op die grond geval het, stikkend. En sy het gehuil. Sy was hartseer. Sy het gesê, dis die mooiste ding wat ek gehad het. Sal ek ooit weer iets so moois hê? En sy het daai stukke opgetel en sy het dit in 'n houtboks gesit in haar sitkamer waarna sy elke dag kan kyk. 'n Paar dae later, toe klop daar 'n pottebakker aan haar deur en hy sê vir haar, ek soek ou klei, ek wil nuwe goed maak. Sy sê, ek het net 'n stuk in 'n kruik, ek het net 'n stuk in 'n pot. En sy wys dit vir hom en hy sê, dis reg. En sy gaan saam met hom en hy gaan en hy vat daai kruik en hy kap daai kruik fyn. En hy vat daai fyn gekapte goed en hy maal dit heeltemal fyn. En hy begin daai sand weer met water meng. En hy begin dit brei. En hy begin dit brei en hy berei daai klei voor. Die klei reg is, dit sit hy dit op sy pottebakkerswiel. En hy begin iets maak, en hy maak vir haar 'n nuwe kruik. Iets mooiers, iets beter as wat sy ooit gehad het. Nadat sy gedink het, sy sal nooit weer 'n mooier kruik hê nie, toe kom hy en hy maak vir haar iets baie beter as wat sy gehad het. Baie keer gaan daar goed in ons lewens breek, dan dink ons, my lewe is tot niet, ek kan nie sonder die ding aangaan, ek gaan nooit weer so iets moois kry nie, maar as die pottebakker met jou besig raak, dan begin hy iets moois uit jou lewe maak. Iets mooiers as wat jy gehad het. So, baie keer laat God toe dat dinge in ons lewe breek. Nie om ons te straf nie, maar hy wil iets nuuts vorm in ons. Hy wil iets nuuts maak met ons.
En as ons hom vertrou met hierdie stukkies van ons verlede, dan kom die Here, dan maak hy iets nuuts van jou lewe. Hy vat al hierdie ou stukkende stukkies en hy maal dit fyn. In Openbaring 21 vers 5 sê, kyk, ek maak alles nuut. Jeremia 18 vers 6 sê, kyk, soos die klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand. En dan wil ek vir jou sê, kom ons maak klaar met die ou seisoen, sodat die nuwe seisoen in ons lewens kan begin. So ons moet klaar maak met die ou seisoen om in te gaan in die nuwe seisoen. Jesaja 43 vers 18 tot 19 lees ek weer uit die ou vertaling uit. Hy sê, moenie die dinge van vroeër onthou nie. Hy sê, moenie terugdink aan die dinge van die verlede nie. En sla nie ag op die dinge van ouds nie. En moenie net dink aan die verlede nie. Hy sê, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspruit. Nou gaan dit gebeur. Sal julle dit nie merk nie? Let julle nie op nie? Ek maak 'n pad in die woestyn, 'n rivier in die droë wêreld. Elke mens beleef veranderings in sy lewe. Wanneer ons 'n nuwe jaar ingaan, dan beleef ons veranderings. Wanneer jy by 'n nuwe werk begin, dan beleef jy veranderings. As daar 'n nuwe fase in jou lewe aanbreek, dan beleef jy veranderings. Selfs as jy in 'n nuwe geestelike seisoen ingaan, dan beleef jy veranderings. So, soms is dit vir ons moeilik om die ou dinge te laat gaan. Maar ons moet die ou dinge laat gaan. Jesus roep ons om klaar te maak met die ou seisoen en te kyk, wat is hierdie nuwe ding wat hy in ons lewe wil doen? En dan my een punt is, jy kan nie die nuwe vasgryp terwyl jy nog die oue vashou nie. So jy kan nie iets vasgryp, iets nuuts vasgryp as jou hande nog vol is van die ou goed nie. Hoe vat ek dit as my hande vol is van iets anders? So ons moet die oue laat gaan. Jesus sê, hy sê, moenie die dinge van vroeër onthou nie. Moenie vashou aan die verlede nie. Soms hou ons vas aan ou herinneringe. En soms is dit nie net aan die slegte herinneringe wat ons vashou nie. Ons hou soms vas aan die goeie ou dae, die goeie dinge wat ons gehad het. En ons vergeet om vorentoe te gaan. En as ons kyk ook, dan sien ons Abraham moes verlaat. Hy moes klaarmaak met die ou dinge. Hy moes vorentoe gaan. As ons kyk ook, Israel moes Egipte los. Hy moes klaarmaak met die seer van die verlede. En dan sien ons ook, Petrus moes sy vissersnette los om mense te kan gaan vang. Om mense te kan gaan bedien. So moet ek en jy God vertrou met ons verlede, met ons seer, sodat ons 'n nuwe seisoen in ons lewe kan beleef. En dan God begin nuwe dinge in moeilike plekke. Wat het die Here gesê hierso in Jeremia? Hy het gesê, ek sal vir julle in die woestyn, sal ek vir julle 'n pad maak. Waar daar droë grond is, sal ek vir julle riviere maak. So miskien voel dit of jy in die woestyn is, en die Here sê, en jy weet nie waartoe om te gaan in jou lewe nie. Die Here sê, ek sal vir jou 'n pad maak in die woestyn. Ek sal vir jou lei in die woestyn. Hy sê, daar waar droë grond is, waar jy dink daar geen water, geen lewe is, hy sê die Here, sal ek vir jou voed. Ek sal vir jou voorsien. Daar sal ek vir jou nuwe lewe bring, né? So, en dan elke saadjie wat mens kry, hy moet eers in die grond val en in die grond moet hy oopbreek. En dan kom daar nuwe lewe voort. Net so in my en jou lewe. Partykeer moet ons eers gebreek word, sodat daar nuwe groei in ons kan plaasvind. So onthou dit. En dan, jy moet jou nuwe seisoen begin met gehoorsaamheid. Met gehoorsaamheid. So die Israeliete moes deur die Rooi See stap, maar hulle moes gehoorsaam wees, hulle moes begin stap, sodat die see kon oopgaan. Die Here wil hê ons moet in geloof stap, sodat dinge voor ons kan oopgaan. En ek sluit af, ek wil vir jou sê, God is besig om iets nuuts in jou lewe te doen. God is besig om iets nuuts in ons gemeente te doen. God is besig om iets nuuts in jou gesin te doen. God is iets nuuts om in jou geestelike lewe te doen. Laat gaan wat verby is, en laat toe dat die nuwe seisoen nuwe dinge in jou lewe laat plaasvind. Die Here sê vandag,
Vandag gaan ek alles nuut maak. Vertrou die Here dat hy ook alles in jou lewe gaan nuut maak. So ek weet nie in watter seisoen jy van jou lewe is nie, maar ek net vir jou sê dat elke seisoen van jou lewe het 'n doel. So, die herfs of die lente is tyd vir blom, dis tyd vir bloei, dis tyd vir nuwe blare. Die somer is tyd om te groei, om vrug te dra. Die herfs is tyd om jou blare te verloor, om te leer, om te los wat moet gaan. En dan die wintertyd in jou lewe is 'n tyd van rus, is 'n tyd van herstel, is 'n tyd waar jou wortels groei, terwyl alles bo op die grond dood lyk. So mag jy vandag God se nuwe groei in jou lewe begin bereik. Kyk, ek gaan iets nuuts doen, sê die Here. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie. Baie dankie vir seisoene in ons lewe. En Here, partykeer sit ons in 'n winterseisoen en ons wens hierdie seisoen wil net verbykom. Ons kan nie meer hierdie stilte verdra nie. Ons kan nie meer hierdie wag verdra nie. Here, alles voel dood in ons lewe. Maar Here, ons weet, in hierdie winterseisoen is dit 'n tyd om te rus. Is dit 'n tyd waar ons wortels herstel word. 'n Tyd waar ons net besig is om te groei in ons karakter, om te groei in ons wese. Daar waar die oog dit nie kan sien nie, daar vind groei plaas. En Here, dankie ook dat daar lente is. Tye is waar ons lekker blom en tye waar die blaartjies nuut is in ons lewe. En Here, somer waar ons net kan groei en net kan vrug dra. En dan is daar weer herfs in ons lewe. Here, party van ons staan in die herfs van ons lewe, waar ons moet laat gaan. Ons kan nie vashou aan ons ou blare nie. Ons kan nie vashou aan ou dinge wat nuwe groei bevorder nie. En so bid ek dat ons ook sal leer om te laat gaan wat moet laat gaan word, Here. En dankie Here, dankie dat daar nuwe seisoene vir ons is. Here, ons wag op U nuwe seisoen vir elkeen van ons se lewens. En ons eer U dat U by ons is in elke seisoen. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Okay. Ek gaan vra dat die mense wat my gaan help met die nagmaaltafel vir my so lank sal vorentoe kom en die nagmaaltafel net vir ons oopmaak en voorberei. En terwyl hulle die nagmaaltafel oopmaak, gaan ek net so 'n gedeeltetjie met julle deel wat oor die nagmaaltafel gaan. So julle kan vir ons die nagmaaltafel oopmaak. So ek wil julle vertel van iets wat jare gelede gebeur het. Daar was 'n man wat vir die spoorweg gewerk het. Hy was 'n brugoperateur. So hy het die brug gewerk oor die rivier. So hy moes die brug oopmaak wanneer die bote deurkom. En as die treine deurkom, moet hy die brug laat sak sodat die treine oor kan gaan. So as hy nie die brug oopmaak nie, gaan die bote in die brug vasry. En as hy nie die brug laat sak nie, gaan die trein met al daai mense in die water stort en daai mense gaan doodval en verdrink. So hy was 'n operateur, so dit was sy werk gewees. En eendag het hy sy seentjie saamgevat werk toe, klein seentjie. En toe hy merk, toe hoor hy die trein se fluit en hy besef hy moet die brug gaan toemaak, want anders gaan daai trein in die rivier instort met al daai mense. En hy gaan toe en hy vat daai hefboom van die trein se brug om daai brug toe te maak. Toe die brug wil toemaak, toe sien hy daaronder tussen die ratte van die brug, het sy seentjie ingeval tussen die ratte. Nou is hy in 'n tweestryd. Moet hy hierdie brug los en sy seentjie gaan red, dan gaan hierdie hele trein met al daai mense in hierdie rivier instort en hulle gaan dood wees. Nou moet hy kies tussen sy seun en tussen hierdie mense. Dit was vir hom 'n baie pynlike besluit. Hy besluit toe dat hy die mense gaan spaar en hy druk die rad. En daai rad van daai brug vermorsel sy seun. En daai trein gaan oor daai brug en daai mense in die trein het gesit en geëet en gedrink en gekuier, onbewus dat iemand se seun moes sterf sodat hulle veilig kon wees. En dis presies wat met ons met Jesus gebeur het. Daar's 'n wêreld wat besig is om verlore te gaan. En God sien dat hierdie
mense in die afgrond gaan afstort, soos daai trein dit sou afstort. En hy besluit toe, dat hy sy seun sal moet offer, dat sy seun verbrysel sal moet word, dat sy seun sal moet sterf, sodat al die mense kan lewe. En dis toe hy sy seun laat verbrysel op die kruis, om terwille van, om vir my en vir jou te spaar. So elke keer wanneer ek en jy hierdie brood eet en hierdie wyn drink, dan dink ons terug, iemand moes sy seun gegee het, sodat ons kan bly lewe, sodat ons nie sterf nie, en dit is wat Jesus gedoen het. Ek lees vir julle wat sê Jesaja 53 vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons geregtigheid is hy verbrys. Hy's vermorsel soos daai rat het daai kind vermorsel het, soos hy verbrys. Die straf wat vir ons die vrede bring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So elke keer wanneer ons aan hierdie tafel sit, dan dink ons, hy het sy lewe gegee, sy seun gegee, hy moes kies tussen my en jou en sy seun, en toe kies hy ons, sodat ons kan lewe. So wanneer jy nou hierdie brood eet, besef dat iemand se seun moes sterf, en dit was God se seun vir jou en vir my. Feast at the table of the Lord. I will feast at the table of the Lord. And I won't hunger anymore at his table. There is peace at the table of the Lord. There is peace at the table of the Lord, and I won't worry anymore at his table. Come all you weary, come and find his yoke is easy, his burden light. He is able, he will restore at the table of the Lord. There is healing at the table of the Lord. There is healing at the table of the Lord. And I won't suffer anymore at his table. Come all you weary, come and find his yoke is easy, his burden light. He is able, he will restore at the table of the Lord. I'm invited to the table of the Lord. I'm invited to the table of the Lord. He says, come just as you are to his table. Julle kan net julle broodjie vashou en julle wyntjie vashou. Ons gaan dit saam gebruik. Okay, so wanneer ons almal het, dan gaan ons dit saam gebruik. En soos ek ook vir jou sê, maak nie saak van watter kerk jy is nie. As jy die kind van die Here Jesus Christus is, kan jy die nagmaal gebruik. So hierdie is nie die AGS kerk se tafel nie. Hierdie is die tafel van die Here Jesus Christus. Jy hoef nie 'n lidmaat van die AGS te wees om hierdie bord te eet nie, om van hierdie brood te eet en van hierdie wyn te drink nie. Jy moet 'n kind van God wees.
Jy moet net gewas wees. Jy moes net vir Jesus aanvaar het. En dis wat ons doen. Ons herdenk sy dood. Ons herdenk dit wat hy vir ons gedoen het. En ons gaan weer eendag saam met hom dit. Hy sê, wanneer hy weer terugkom. So met ander woorde, hy gee vir ons 'n versekering dat hy weer gaan terugkom. So, en as julle sal kyk ook, soos wat julle die goedjies gevat het, sê julle sien, die broodjie is 'n hartjie. So die hartjie is 'n simbool van God se liefde vir ons. Dat hy ons as mens so lief gehad het. Dat hy bereid was om sy seun, vir wie hy lief was, in ons plek te laat sterf. So wanneer jy hierdie brood vat, word jy herinner aan wat Jesus vir jou gedoen het. Hy het sy liggaam gebreek vir jou, en dan sê hy, deur sy wonde, het daar vir jou genesing gekom. Julle klaar? OK. So, as jy hierdie broodjie vat, sien die liefde van Christus vir jou. So, kom ons eet die brood. Vader, dankie vir die liggaam van Jesus, wat gebreek is vir my. Dankie, Here, dat daar genesing gekom het deur u wonde. Dankie dat u verbrysel is, en dat die straf wat op my moes wees, op u was, dat u my vrygekoop het, deur daardie prys wat u betaal het. Net so die Here Jesus die beker geneem en gesê, na die ete het hy vir hulle gesê, neem, drink, dit is my bloed wat uitgestort sal word vir baie tot vergifnis van sondes. So, hierdie kelkie herinner jou dat Jesus se bloed gevloei het, dat jy wat jou geloof in hom geplaas het, dat hy jou sondes uitgewis het, deur sy bloed wat gevloei het. So gebruik dit vandag, en sê vir die Here, dankie dat u my sondes uitgewis het met u bloed. Vader, dankie dat u ons sondes uitgewis het met u bloed. Dat u bloed ons witter was as sneeu. Here, al was ons sondes soos skarlaken, u dit wit gemaak soos wol. Dankie vir u bloed wat gevloei het. Ons eer u hiervoor. Daar sê, ons gaan nou die mandjies omstuur, en dan kan julle net julle glasies in die mandjies gooi. Sorry. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to Kom ons staan, en dan bid ons sy naam. You are Alpha and Omega. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. One more time. Ja, dankie Here, dankie vir u groot genade en dankie Here dat u so lief was vir ons, dat u u seun gegee het. Here, en dankie dat ons net vanoggend al ons lof en eer aan u kan bring.
En Vader, dankie dat ons ook vanoggend so kan bid vir ons mense wat siek is, vir ons gebedsversoeke, Here. Ons dankie vir Helene Gibson wat so operasie goed gegaan het, Here, en dat sy by die huis aansterk. En Vader, dankie dat die met haar was deur dit, Vader. En so bid ons ook vir Nelia van Rooyen, Here, van Harmonie, wat ook in die hospitaal was, maar ook by die huis nou aansterk, Here. Ons bid dat U ook so haar kragte vir haar sal terugwin, Here. Here, en so bid ons ook dan vanoggend vir Tannie Marita, wat Woensdag ingaan vir 'n operasie, Here. Ons bid dat U met haar sal wees, dat U saam met die dokter sal gaan deur daardie operasie, Here, en dat sy ook vinnig weer sal aansterk by die huis. En Here, dankie ook dat ons vanoggend kan kom en ook kan bid vir Madie en vir Peer se besigheid. Here, ons bid ook vir hulle waar hulle skade gehad het hierdie week met die wolkbreek, Here, en hulle winkel oorstroom het. Here, bid ons dat U daar sal voorsien om weer vir hulle te herstel. En Here, ons bid dat U hulle besigheid meer as van tevore sal seën en sal bless, dat U hulle sal oplig, Here, en dat hulle net vorentoe sal kyk en sal kom getuig van wat U vir hulle gedoen het, Here. Here, dankie dat ons vir elke persoon kan bid vanoggend wat U nodig het. Here, ons bid vir mense wat aanlyn kyk, wat ook sit en wat ook 'n behoefte het. So bid ons, Here, dat U sal kom en net die geneeser sal wees, soos wat ons vandag gesing het, in elkeen van ons lewens, en dat ons sal kom getuig van dit. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Julle kan julle sitplekke neem. Gaan gou vinnig die afkondigings met julle deel. Eerstens wil ons net sê baie dankie vir almal wat gister hierso was. Sjoe, ons wil sê dit was awesome. Ek dink almal wat hierso was, ons was so 27 wat hier was, so die ouer mense het vir die jeug gesê, hulle het hulle challenge aanvaar en hulle gewen, maar toe sê ons ook maar die jeug presentasie gewys, was hulle amper almal hier gewees. So dit was lekker. Oud en jonk het saam gekuier. Ons het in die strate gestaan en vlaggies gewaai en die mense het verbygery en gehoed en ge-acknowledge wat ons doen. Hulle het vir ons gewys, dankie dat ons vir hulle bid. Mense het gevra vir gebed. Ons het mense gehad wat ingekom het met hulle karre, mense wat ingestap het vir gebed. So dit was awesome en ons sê dankie en ons sê ons wil julle nooi volgende maand as ons dit weer doen, dan challenge ons almal om te kom. Ons het lekker worsbroodjies geëet, so dit was lekker en ons het intussen het ons ook gesit en gebid vir die wat nog nie daar was nie. As daar nog die mense ingekom het ons vir ander versoeke gebid. So dit was eintlik net 'n lekker bidoggend. So dankie vir almal wat bygewoon het. So vanaand het ons fellowship aand, 5:00 hier by die kerk. Dis Wartlemoen en speletjie. So asseblief, as jy nog nie jou naam daar agter opgegee het by die toonbank nie, gaan gee hom nou oop hier na die tyd. Dis lekker. Ons kuier altyd lekker saam en ek glo Peer gaan 'n haas uit die hoed uitdruk vanaand, maar al is dit nie vir die haas wat uit die hoed uitkom nie, kom vir die Wartlemoen en kom vir die fellowship. En dan herinner ons julle Woensdagoggend 10:00 het ons midweek. Vir almal wat beskikbaar is, so hierdie Woensdagoggend 10:00 is net gewone midweek. Volgende week Woensdag die 12de gaan hulle 'n plankie braai hou. Net vir R10. So dis net vir registrasie, net tot ons weet hoeveel gaan kom. So vir volgende Woensdag as jy wil kom saam plankie braai doen, gee jou naam oor die toonbank op en kom geniet dit saam met hulle. En dan herinner ons julle net elke Vrydag aand 6:30 is youth group. So stuur die jong mense, bid vir hulle, bid dat die Here vir hulle sal instuur, want hier word hulle voorberei vir die toekoms waarin hulle instap. En dan manne en dames afsluiting volgende Saterdag die 8ste. So dis nou die einde van die jaar, as baie goeders. Maar onthou, volgende Saterdag die 8ste, 8:00 die oggend. Dames, ons is gewoond aan 10:00, ons moes maar inval by die manne. So 8:00, hulle is gewoond aan vroeë breakfast. So 8:00 volgende Saterdagoggend, asseblief gee jou naam op, dis vir almal, kom geniet dit, as jy iemand wil saambring, as jy welkom, maar sê net by die toonbank hoeveel jy gaan saambring. En dan het ons die 16de November het ons 'n nuwe lidmaatskap voorstelling, so as jy nog graag 'n nuwe lidmaat wil word, jy welkom om jou besonderhede by UZ op te gee, en dan gaan ons julle voorstel die 16de November. Die 30ste November het ons kinderfees, ons kinderafsluitingsdiens, het gaan 'n fees wees, so kom woon dit saam met ons by. En dan die 7de Desember het ons spesiale sang en kersdiens met gaskunstenaars, so Peer wil net 'n woord sê daar. Ek het nou vanmôre gehoor, hier is ouens wat kan lekker saam sing. Ek het hier gehoor, Willie, jy kan sing. Dani, jy's uit, hoor, jy kan nie sing, ek het jou gehoor vanmôre.
as ek so oor die gehoor kyk, Hans, waar is Hans Mitchell? Ek het hom nou net daar gesien. Hy kan sing, en daar is 'n ou, sy naam is Ryan, hy kan sing. En ek dink, jy kan sing, meneer Fouché. Nou ja, ek wil 'n mannekoor oprig vir die Kerssangdiens. So ek wil hê asseblief vroue, hierdie week, luister in die stort of hy kan sing of nie. Laat weet vir my, ons oefen donderdag aand 7 uur. Wil ek vir jou hê, Freddy, jy kan ook mooi sing. So ek wil hê, julle moet asseblief 7 uur donderdag aand hier wees. Ons gaan 'n mooi sang item voorberei en ek wil julle asseblief betrokke kry. En dan ook die jeug. Ek het 'n jong manne nodig vir so bring as julle kan sing. Kom asseblief ook. En dit gaan 'n groot aand wees. Onthou, ons is altyd 7 Desember is hier nie plek nie. So julle moet nou al julle name daar agterop sit of ons moet weet of ons daai muur gaan platslaan en of ons gaan gevolg ekstra stoele indra. Dankie. Amen, so manne, doen dit. Dan het ons net gou verjaarsdag vir die week. Môre die 3de is Liana Erasmus, sy is by ons kinderkerk. En dan Dinsdag die 4de is Johan Kutse, hy is nie hier nie. Vrydag die 7de is Annetjie Lawrence, sy is ook nie hier nie. En Saterdag die 8de is Natasha Jackson, hulle is ook nie. So, kom ons sing vir hulle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless and keep you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Daar sê, ons het een ding vergeet, ons wil vir die jeug om verskoning vra. Die jong mense gaan die 30ste November 'n aanddiens doen. Hulle gaan 'n aanddiens doen vir die gemeente. So kom ons as jong mense en as ouer mense, kom ondersteun daai aand en ons kyk hoe ons jong mense die Here dien. Okay, so ons challenge julle weer. Ek challenge julle om te kyk hoeveel van julle die 30ste November daai aand hier kan wees om ons jong mense te ondersteun. Ons is een gemeente saam met ons jong mense. Ja. Okay. So ons gaan net die tyd later vir julle deurgee wat die tyd dit gaan wees. 30 November Sondag aand. Okay. So nou gaan ons julle 'n geleentheid gee om by te dra. Finansieel by te dra, die ouens wat in kontant wil bydra. By die deure is daar hofmeesters wat met sakkies staan, wat kontant gaan opneem. As jy nie met kontant loop nie, daar's 'n kaartfasiliteit waar agter jy jou kaart kan swaai. Ons het EFT fasiliteit waardeur jy ook elektroniese oorbetaling kan doen. So dis 'n manier om ons kan gee. Okay, so kom ons bid vir ons finansies en daarna gaan ons lekker koffie drink en 'n koekie eet. So ons nooi elkeen van julle om saam te kom, om saam met ons bietjie daar agter in die saal ietsie te nuttig. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie vir hierdie geleentheid om as kerk, om as liggaam by mekaar te wees. Dankie ook vir 'n geleentheid wat ons het om te wys waar ons hart is. Want U sê waar ons hart is, daar sal ons skat ook wees. Ons geld volg ons hart. Here, en dankie dat ons vandag kan saai in die koninkryk in en bid dat U daardie saad sal seën, dat daardie saad 'n oes sal opbring. Here, dat hierdie gemeente nooit 'n tekort sal hê om te doen dit waarvoor U ons geroep het nie. Seën ons gemeente, seën ons lede se inkomste en seën ook ons gemeentekas. Is my gebed in Jesus naam. Ek seën ook ons fellowship in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan drink koffie. Hy wat skuiling vir die by die Allerhoogste sal verdoen om die bescherming van die Almachtige. Hy wat skuiling vir die by die Allerhoogste sal verdoen om die bescherming van die Almachtige. Oh, en ek sê vir die Heer, die
vertrou. En ek sê vir die Heer, U is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou. En ek sê vir die Heer, U is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou. En ek sê vir die Heer, U is my toevlug.